dis die waarheid. Daar is geen belofte wat so groot en so sterk en so waar is soos die beloftes wat U aan die volk gemaak het nie. U het vir ons beloof dat U vir ons 'n plek voorberei en dat U ons gaan kom haal sodat ons vir ewig in U teenwoordigheid kan wees. U het ons beloof, U sal ons nooit as wese agterlaat nie. U het ons beloof, U sal met ons wees al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. U het ons beloof dat U die wêreld oorwin het en dat ons in hierdie wêreld verdrukking sal hê, maar dat ons goeie moed moet hou, want in die wêreld ons oorwin. U het ons beloof dat niks en niemand sal ons uit U hand uit kan berug nie. U het ons beloof dat geen hoogte of diepte of mense of dood of lewe ons sal kan skei van die liefde wat daar in Jesus Christus is nie. En Here, daarom staan ons op die beloftes van die Here. Ons staan op die beloftes van 'n ewige hoop waarop ons dan kan uitsien. En daar is lewe, selfs al het ons gesterf, het U gesê, sal ons lewe. Therefore, Lord, nothing compares to the promises I have in You. Your promises are sure. Your promises are irreversible. Your promises are yes and amen. En ons sê vanmôre ja en amen op die beloftes van die Here. My siel roep uit, my oorwinning is naby. My siel roep uit, my Here kom om my te kom haal. En ons verbly ons in daardie belofte. Halleluja! Halleluja! En dat U hierdie ding sal vorm en sal maak, soos 'n pottebakker klei vorm en maak. En Here, dat U goddelike wil en die goddelike plan en die goddelike doel in hierdie diens sal geskied. Dis my gebed in Jesus naam, met danksegging. Amen. 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 So bly U is hier. Ons dank die Here vir sy teenwoordigheid hier, want sonder hom sou so 'n samekoms nutteloos gewees het. Maar ons dank die Here dat hy hier is. En waar die Here is, daar bring hy transformasie. Daar word harte verander, daar word lewens verander. En ek vertrou die Here vanmôre dat harte, gedagtes en lewens getransformeer sal word. Want waarmee sal ons pad suiwer hou? Deur dit te hou na die woord van die Here. En mag die woord van die Here ons vanmôre vorm. Broer en suster, ons is vanmôre in die teenwoordigheid van Hom wat die hemel en die aarde geskaap het. Hy het dit nie net geskaap en dit gelos en gesê, wel, funksioneer op julle eie nie. Nee, hy is die een wat ook die wêrelde in stand hou deur die krag van sy woord. So hy het ons nie net gemaak nie, hy hou ons ook in stand. En vanmôre is ons in die teenwoordigheid van Hom wat gesê het, ek is die lig van die wêreld. Ek is die deur. Ek is die goeie herder. Ek is die ware wynstok. Ek is die opstanding en die lewe. Dis in sy teenwoordigheid wat ons vanmôre saam is. Amen. Ek is so bewus van God se gees van oortuiging, God se gees van geregtigheid en God se gees van oordeel. In wie se teenwoordigheid ons vanmôre is. Dit is die Heilige Gees. Jesus het gesê, ek laat julle nie as wese agter nie, maar wanneer ek weggaan, sal ek Hom na julle stuur. En hy sal julle oortuig van reg en geregtigheid en oordeel. Broer en suster, die dag van oordeel is baie naby. Maar ek sal liewer dat God my nou oortuig van my verkeerde weer, as wat ek dan, waar daar nie nog 'n kans is nie, dan moet staan voor die oordeel van God. Ek sal liewer nou ween, want my trane wat ek nou ween, is trane tot verlossing. Daardie dag sal mense ook trane ween, maar dit sal trane wees tot oordeel. Ons almal kom by 'n plek waar ons moet besef dat ons dood is in ons misdade en ons sondes. Ons almal moet by 'n plek kom waar ons besef, daar is niemand goed nie, nee, selfs nie een nie. Daar is niemand regverdig nie. Romeine 3 vers 10. Nee, selfs nie een nie. Almal het gesondig
en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En ons moet by daardie bewustheid kom, waar jy besef hoe verlore jy is in jouself, hoe dood jy is. Het Efesiërs 2 gesê, daar in vers 2, julle wat dood was in julle misdade en julle sondes, het hy saam met hom lewend gemaak. En dis my gebed vanmôre, dat die Gees wat oortuig van sonde, hamartia, wat is sonde? Dit is wanneer jy in rebellie staan teen God se wil, teen God se woord. Die Here sê doen dit, en ons sê ons sal ons eie ding doen. Broer en suster, dit is die merk van wat sonde is ongehoorsaamheid. En wat ek hoor in die laaste dae, mense sê, wel, ek weet nie wat God se wil is nie, en ek verkies om onkundig te bly, daarom kan ek nie skuldig staan nie. My liewe vriend, jy loop groot gevaar. Wanneer die lig in jou lewe opgaan, kan ons nie meer in onkunde bly nie, maar dat ons sal weet wat die wil van God is. En wanneer ons weet wat die wil van God is, dan is dit God se begeerte dat ons in sy wil sal wandel. Het hy nie gesê, as jy my lief het, Johannes 15, bewaar my gebooie. Hoe kan ek vir my vrou sê, ek het haar lief, maar sy sien my nooit nie? Hoe kan ek vir haar sê, ek het haar lief, maar ek verwaarloos haar? Hoe kan ek vir haar sê, ek het haar lief, maar ek mishandel haar? Hoe kan ek sê, ek het haar lief, maar ek ignoreer haar? Liefde moet uiting gee in my gedrag, in my woorde, in my aksie, en hoe ek handel met die een teenoor wie ek bely dat ek lief het. Anders is dit net lippetaal. Het die Here nie gesê, hoekom noem julle my Here, Here? Maar julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Broer en suster, ons is nou in die dag waar ons weer moet rig en waar ons wandel volgens die weë van die Here. Want as jy dit nie doen nie, is jy onder die stelsel van hierdie wêreld. Jy weet nie wat sê die wêreldstelsel? Humanisme. Dit is waar die mens sê, ek sal my wil laat geskied. Ek sal doen wat ek wil. Ek sal doen wat ek dink goed is vir my. Dis die wêreldstelsel. Dit is wat selfs in Babel gebeur het onder Nimrod. Kom laat ons vir ons 'n toring bou. Kom laat ons vir ons 'n trap bou na die hemel toe. Dis werksgebaseerd. Dit gaan oor wat ek wil doen en wat vir my aanvaarbaar en aanneemlik is. En ek bid God dat daardie mag van die vyand waar die ek so op die troon sit gebreek sal word in die naam van die Here, en dat die Here wat ons sê ons Here is, waaragtig die troon van ons lewe sal bestyg, en dat ons sal bid, Here, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Jy sien, die Here kom vir die wat sy wil onderwerp het aan sy wil. As ek praat van die eerste sy wil, dan praat ek van jou wil onderwerp het aan sy wil. Mag die Gees van oortuiging vanmôre oortuig. Ek is nie hier om populêr te wees nie. Ek is hier om net te sê, die tyd loop uit. En as ek eendag voor die Here staan, dan wil ek niemand se bloed op my hande hê, omdat ek nie die trompet geblaas het. Toe die stadsmense hulle eie ding doen nie. Want dit gaan wees soos in die dae van Noag, waar mense geëet en gedrink en in die huwelik uitgegeet en aangaan met hulle normale lewe. Maar die Here het sommige basseinblaasers opgestel om te sê, maak alarm, blaas die bassein in seun. Want as ons dit nie doen nie, dan sal die bloed van die wat sneuwel op ons hande wees. En ons as herders sal met dubbele slag geslaan word. En ek sal liewer voor God staan en sê, Here, ek het gedoen wat ek sê, en liewer ly vir sy naam, as wat ek voor mense staan en kompromie aangaan, omdat ek nie mense wil affonteer. Hoor jy wat ek sê? En ek sê dit met soveel liefde, want die evangelie moet altyd in liefde uitgedra word. Maar liefde moet in waarheid geskied. Liefde moet nie in valsheid sy fondasie hê nie. Ons verkondig die waarheid in liefde. Nou broer en suster, ek hoop jy is nog steeds bly jy is hier. Ek glo ons gaan vanmôre eet uit die hand van die Here. Is dit nie toeval nie dat daar so 'n oplewing is in die laaste dae rondom hierdie bewustheid van die Here kom spoedig? Sommige mense sê hy gaan so spoedig wees, ons gaan die volgende Sondag sien. Maar hoe dit ook al sy, dit gaan nie vir my oor, is dit
môre of oormôre of die week daarna nie. Vir my gaan dit oor hierdie feit dat ons ten alle tye gereed sal wees. Dat ons lampe ten alle tye vol sal wees. Want hy sal kom op 'n dag dat jy dit nie sal verwag nie. En as jy soos daardie bestuurders van daai land is, waar die landboumeester vir die bestuurders gesê het, kyk na my landgoed totdat ek eendag terugkeer, en hy sê, en hy het op 'n lang reis gegaan, ek weet nie hoe lank is daai reis nie, hy het nie vir ons gesê nie, maar wat het daai bestuurders gedoen? Hulle het met groot ywer begin, maar toe het hulle begin om te taan. Hulle het begin lui raak. Hulle het begin nie meer waak oor dit wat God hulle weer toebedeel het nie. Hulle het nie gewoeker daarmee nie. God het vir hulle profete gestuur, maar hulle het nie geluister na die profete nie. God het vir hulle evangeliste gestuur. God het vir hulle mense gestuur om te sê, waak, waak, waak. En toe stuur God nog sy eie seun. En toe het hulle selfs die seun van God doodgemaak. Broers, het al hierdie dinge het reeds gebeur. Dit kom oor 'n lang tyd. En na dit sien ons, het die bestuurders self teruggekom, om te deel met hierdie bestuurders, wat die gedoen het, wat die meester hulle gevra het om te doen. Broer en suster, dit kan ek wel vir u sê, daar is niks meer, volgens die skrifte, wat nodig het om te gebeur, alvorens die Here kom, om die wat sy seun bely, as Here en Meester, die ware kerk van Jesus Christus, om hulle te kom haal nie. Niks meer het nodig om te gebeur nie. Daarom sê ek, my broer en suster, dit kan wees enige dag. As die Here nou kom, is daar olie in jou lamp? Is daar olie in jou lamp? Want die wat sy lamp in die olie het nie, volgens Matteus 25, gaan nie die bruilofsmaal in. Is jou klere nog rein? Kyk jy nog elke dag uit vir die koms van die bruidegom? Mag die Here ons help, dat nie een van ons sal agterbly wanneer Jesus kom. Mense vra, is daar nog 'n kans? Ja, daar is nog 'n kans. Maar glo my, jy wil nie in daardie dag hier wees nie, want Matteus 24 sê, dat wanneer hy kom om sy kerk te kom haal, sal daar aanbreek soos die wêreld nog nooit gesien het, en ook nooit weer sal sien. Dit sal daar van geweldige verdrukking wees, soos jy nog nooit in jou lewe beleef het nie. En mense sal moet betaal met hulle lewe. Jy sal 'n martelaar moet wees vir die Here. Is dit nie veel beter nou, terwyl die genade tyd nog daar is, om onder genade in te kom, in die aard van die Here, om onder genade in sy teenwoordigheid te wandel nie, as wat jy dit moet los, tot op daardie dag nie. En vanmôre wil ek met u praat, oor die koms van die Here, maar nie sy wederkoms nie. Ek wil praat oor sy koms vir sy bruid, sy kerk. Hy kom om sy bruid te kom haal vir die bruilofsmaal. En ek wil u neem op 'n reis en vir u so 'n bietjie vertel wat alles gaan gebeur by daardie geleentheid. Is u gereed vir dit? Kom ons gaan na 1 Tessalonisense in die 4de hoofstuk. Ons lees vanaf vers 13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Let op daardie woordjie wederkoms. Daarom wanneer ons praat van die wederkoms, of ons nou praat van sy koms vir die kerk, en of ons nou praat van sy tweede koms na die groot verdrukking,
Ons verwys na die wederkoms van die Here, maar die wederkoms van die Here gebeur in 2 fases. En ek wil met u praat oor die eerste fase van sy wederkoms. Hierdie fase waarvan Tessalonisense 4 praat. Ons praat hier van die fase na die groot verdrukking, wanneer hy kom op 'n wit perd, saam met 10.000 van engele en saam met al sy heiliges, om oorlog te kom voer en op te eis dit wat regmatig aan hom behoort, en dan sy koninkryk op aarde te vestig nie. So ons praat van sy wederkoms, maar die eerste fase daarvan. En dis waaroor ons praat vanmôre. Vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdal, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, in wolke weggevoer word. Let op daardie woordjie, weggevoer. Nie terugkeer nie, weggevoer. Die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Halleluja! Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. So vanmôre se woord is 'n woord van bemoediging. Hierdie woorde wat Paulus geskryf het vir die gemeente in Tessalonika is ter bemoediging. En mag dit vanmôre ook u belewenis wees. Vader, in Jesus naam, soos ouer gewoonte, Here, kom ek altyd en ek onderwerp my aan u. En ek vra, Here, dat u alleen verheerlik sal word. Laat u naam alleen opgelig sal word. En dat u woord met krag sal uitgaan. Dat dit tot seën sal wees en dat dit vrug sal oplewer in elke hart wat dit met blydskap ontvang. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Broer en suster, ons sien hier in hierdie gemeente in Tessalonika was daar 'n groep gelowige broers en susters in die gemeente wat getreur het sonder hoop. En hulle het getreur omdat daar van hulle medebroers en susters gesterf het, alvorens Jesus teruggekeer het om sy koninkryk op aarde op te rig. Nou broer en suster, hierdie groep gelowiges in Tessalonika het getreur want daar was 'n verwagting by hulle. En hulle verwagting was verkeerd. Hulle verwagting was dat die Here spoedig gaan terugkeer, maar hulle idee van spoedig was binne 'n paar weke. Binne 'n paar maande. Dit was hulle verwagting. En as gevolg van die verwagting, toe van hulle eie boeties en sissies sterwe, voor daardie tyd verstryke was, het hulle getreur. Want hulle het getreur omdat hierdie mense nou nie hierdie wonderlike lewe gaan meemaak van hierdie koninkryk wat Jesus gaan vestig op aarde en die ideale omstandighede wat daarmee saamgaan, waar ons saam met hom sal heers in geregtigheid, in ware vrede en in ware blydskap. Daarom treur hulle toe oor hulle eie mense. Hy mis dit. Hy mis dit. Maar broer en suster, u sien die rede hoekom hulle so getreur het sonder hoop, is omdat hulle onkundig was. Hulle was onkundig met betrekking tot die gebeure wat gepaard gaan met die koms van die Here Jesus Christus. Hulle was onkundig met die idee wanneer Jesus sê, ek kom gou. Hulle gou was 'n kwessie van soos ons gou is. Ek wil dit gedoen hê, maar ek wil dit gister al gedoen hê. Dis mos ons gou. Here antwoord my gebede, maar antwoord dit asseblief gou. Of Here leer my geduld, maar leer my dit gou. Ons idee van gou is nie God se idee, want 'n dag by die Here is 1000 jaar. 2 Petrus 3, 'n dag by die Here is soos 1000 jaar. So hulle was onkundig, en die rede hoekom hulle onkundig was, is, onthou Paulus het op 'n sendingreis gegaan, en hy het deur Macedonië beweeg, en hy was daar in Europa gewees, en hy het deur Filipi gegaan, en hy het by Tessalonika uitgekom,
En daar was mense in Thessalonika wat kragtig tot bekering gekom het, selfs onder die Griekssprekendes en ook onder van die Jode kragtig tot bekering gekom. En dit het 'n oplewing in Thessalonika veroorsaak, maar net soos wat daar 'n oplewing was van mense wat Jesus aangeneem het, so was daar ook 'n oplewing onder die Jode wat Christus verwerp het. En hulle het gevoel, Paulus kom met 'n ander evangelie na hulle toe. Hulle ken nie hierdie ding van hierdie Jesus nie, en dat Jesus eintlik ons koning is nie, en hulle het 'n oproer veroorsaak, en hulle het na die owerstes van die stad gegaan, en vir die owerstes gaan vertel dat hier is 'n man wat sê dat daar is 'n ander koning. Die keiser is nie die enigste koning nie, daar's nog 'n koning. En hulle het die hele stad in oproer gebring, en hulle het na 'n man se huis gegaan met die naam van Jason, want Jason het Paulus en van die mede gelowiges het hy aan huis geneem, en hulle het hulle begin dreig, dat hulle gaan doodmaak. En Paulus moes toe inderhaas die stad verlaat, terwille van die voortbestaan van daardie nuut gestigte gemeente, waar Paulus, hy 3 sabbate by hulle gebly, met ander woorde 3 weke. En 3 weke is nie genoeg om die leer van die evangelie aan mense oor te dra, sodat hulle standvastig en standhoudend kan wees nie. Dank God vir die Heilige Gees, wat ook bydra en wat kan leer. Maar Paulus moes inderhaas weggaan, alvorens hy sy missie afgehandel het. Daarom was mense oor 'n paar gedagtes nog onkundig. En een van die gedagtes was met betrekking tot die koms van die Here. En toe Paulus inderhaas daar weg was, toe sy na Berea toe, daar was 'n opstand, dat daai ander wat so 'n opstand kom het hom gevolg tot in Berea, en hulle het daar 'n moeilikheid gemaak, maar toe Paulus, Silas en Timoteus het agtergebly daar, en hulle het vir Paulus later in Korinthe laat weet, luister, die mense in Thessalonika, daar is baie hartseer daar by hulle, want daar's mense wat doodgaan, en hulle dink die Here gaan binne die volgende paar weke kom. En dit is wat Paulus genoodsaak het om hierdie brief te skryf vir hulle, om hulle kundig te maak rondom die koms van die Here. Want Paulus kon nie onmiddellik terugkeer, dit was sy begeerte om terug te gaan, maar daar was nog te veel oproer in die stad. Toe skryf hy die brief. En dis wat ons nou in ons hand het. En dis wat ons nou ook het, om vir ons te leer vandag, net soos wat Paulus vir die Thessalonisense geleer het, met betrekking tot die koms van die Here. Nou wat gaan alles daar gebeur? Nou broer en suster, kom ons sê dit. Wanneer iemand sterwe, sonder dat hy Jesus geken het, en gedien het, en aanbid het, as die koning en die Here van sy lewe, sal nie saamstem, dis 'n tragiese situasie. Wanneer iemand sterf sonder God, dan sterf hy as ware sonder hoop. Daar is nie hoop vir iemand wat sterwe sonder dat hy Jesus Christus geken het as Here en Meester van sy lewe. Die skrifte is baie duidelik daaroor, my liewe vriend. Dis nie onderhandelbaar. As ons gaan lees in Johannes, die 3de hoofstuk, vers 18, daar staan, hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore Seun van God nie. Kan dit duideliker gestel word, as jy nie glo in die naam van die enige gebore Seun van God nie, is jy reeds veroordeel. En dis nie net 'n geloof dat Jesus die Seun van God is nie, dis 'n geloof in hom. Jy kan ook sê, ja, Rian, ek glo dat jy bestaan, maar ek vra vir jou, glo jy in my? Dis 'n ander saak. Want as jy sê jy glo in my, dan gaan ek vir jou sê, gee my al jou geld, dan bestuur ek dit vir jou, sal jy dit doen? Want dit sal 'n bewys wees dat jy glo in my. Maar ons sê baie keer, ons glo in God, maar ons glo maar eintlik net dat hy is wie hy sê hy is. Maar ons plaas nie ons geloof in hom, in die sin dat ons hele lewe onvoorwaardelik aan hom toevertrou moet. So ons moet glo in die enige gebore Seun van God, dan sal jy nie veroordeel staan nie. Johannes 14 sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hoe kom jy in 'n winkel in? Jy moet deur die deur gaan. Daar is nie 'n ander deur nie. Hy het gesê, daar is diewe wat probeer om by die vensters in te klim.
Maar hulle is die rowers. Hulle is die kinders van God. Hulle wil op ander maniere in die koninkryk inkom. Daar is net een manier. Dis deur die dier. Wat sê Johannes 11:25? Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Die lewe is slegs in Christus Jesus. Nou hierdie is 'n radikale stelling, want dit deel die hele mensdom in twee kategorieë. Die wat in hom glo, en die wat nie in hom glo nie. Wat sê hy met betrekking tot die wat in hom glo? Hulle sal lewe. Al het hulle ook gesterwe. Met ander woorde, as ek in hom glo, dan het ek al klaar die ewige lewe. Want ek lewe, al het ek ook gesterwe. My lewe gaan net voort, ek word net gepromoveer. Dis wat hulle in die Salvation Army sê, as iemand doodgaan. He is promoted. Jy word net gepromoveer tot 'n ander staat. So die wat in my glo, en dan sê hy, en die wat nie in my glo nie, het nie lewe nie. Twee kategorieë. Daarom vriende, as iemand sterf sonder Christus, kan ek verstaan hoekom baie so treur sonder hoop. Want daai een het nie geglo nie. Hy het gesterf sonder geloof, en daarom treur hulle sonder hoop. Maar wanneer iemand sterwe in Christus, dan word ons ook hartseer as kinders van die Here. Ons treur ook. Maar ons treur nie sonder hoop nie. Ons treur want ons mis iemand. Ons treur, ons mis daardie individu se insprake in ons lewe, maar daai trane wat ons stort is vir ons. Ons treur nie vir die een wat gesterf het in Christus nie. Nee, ons juig. Want daardie individu is in die teenwoordigheid van die Here. So wanneer Paulus sê in Tessalonisense, dan hy sê, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie, wat hulle wel was, met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die wat geen hoop het nie. Jy sien, hulle het gedog, nou is hierdie mense dood, nou gaan hulle al hierdie wonderlike geleenthede mis van Jesus wat sy koninkryk op aarde kom vestig. En Paulus het vir hulle gesê, ek wil julle graag inlig, sodat julle nie sal tree, soos die wat geen hoop het. Wat sê hy verder? Hy sê, want as ons glo dat Jesus Christus gesterwe en opgestaan het, sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Hy sê twee dinge. As ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het. Jy weet hoe Jesus op aarde was, het hy gedurig deur vir sy disippels geleer dat hy gaan sterwe. Nog voordat hy gesterf het, hy vir hulle voorberei, ek gaan sterwe, maar na 3 dae gaan ek weer opstaan. Onthou jy die woorde, daar in Matteus 27, kom ons gaan gou vinnig soontoe. Matteus 27, daar vanaf vers 63. Hy sê by Heer, ons herinner ons dat die verleier, toe hy in die lewe was, hoe noem hulle Jesus, 'n verleier. Is dit nie maar hoe baie mense Christus vandag ook sien nie? Hy is 'n valse, ons as Christene is 'n valse godsdienst, dis 'n kultus godsdienst. Hulle sê ons as Christene, ons is die godsdienst wat soveel oorlog veroorsaak en soveel tweespalt tussen nasie en mens en mens. Jesus self was 'n verleier genoem. En as Jesus self so geoordeel was, wat laat ons dink dat ons sal dit vryspring? As Jesus het gesê, as hulle my gehaat het, sal hulle julle ook haat. En ek dink as die wêreld jou lief het, moet jy begin wonder, is ek op die regte plek? Want as jy Christus kies, sal jy ongewild wees. Jesus was ongewild. Al gaan die verleier, en toe hy in die lewe was, toe sê hy, oor 3 dae staan ek op. Dis wat hy vir hulle geleer het. Gee hulle 'n bevel dat die graf verseker word in tot die derde dag toe, dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel nie. En hulle vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode, en die laaste dwaling sal erger wees as die eerste.
Hier sê hulle, dis wat Jesus sy disippels geleer het. As jy terug gaan so 'n paar hoofstukke daarna, hoofstuk 16 vers 21, dan sê hy, van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood word, en op die derde dag opgewek word. Daar sê Jesus, dis wat hy vir hulle verkondig het, hy gaan ly, hy gaan gedood word, en hy gaan opgewek word. Net gou vinnig, Johannes 2, vers 19, sê, Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek dit oprig. En ons weet, hy het gepraat van die tempel van sy liggaam. En dan kyk die woorde van Johannes 14 vers 19, nog 'n klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe, en julle sal lewe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sal my nie meer sien nie. Ek gaan weggeneem word. Né? Die gesalfde gaan afgesny word. Daniël 9:27. Hy sê, maar julle sal my sien. Né? Julle sal my sien. Omdat ek lewe en julle sal lewe. Wat 'n bemoedigende woorde. U sien broer en suster, is die opstanding van Jesus Christus wat vir jou 'n lewende hoop gee. Dis die feit dat hy opgestaan het uit die dood het, wat maak dat ons nie vandag hoef te treur oor ons geliefdes wat afsterwe, wat in Christus afgesterwe het, dat ons nie hoef te treur sonder hoop nie. Want as Jesus opgestaan het uit die dood uit, het dit vir ons die versekering gegee, dat daar vir jou en vir my ook 'n opstanding uit die dood is, ook 'n lewe is na die graf. Jy weet, ons lees die woorde van Korintiërs 15 vers 55, waar hy sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die dood is verswelg in die lewe. En ons weet, die angel van die dood is die sonde. Of die krag van die sonde is die wet. So broer en suster, Jesus het gekom om die angel van die dood uit te trek. Ons gaan nog steeds dood, want jy al 'n by gehad wat op jou geloop het sonder 'n angel? Daai by kan niks aan jou doen nie. Dis wanneer hy die angel het, wanneer hy gevaarlik is. So broer en suster, die angel is uitgetrek van die dood. Die dood het oor ons geen mag meer nie, want Jesus het die dood en die hel oorwin, deurdat hy self gesterf het, maar die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, Romeine 8:11, is ook die gees wat in ons woon. Dis 'n gees wat lewend maak. Dis 'n gees wat in staat is om uit die dood uit op te wek. En daar, hy sê, as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy ook julle sterflike liggame lewend maak. Deur sy gees wat in ons woon. So nee, omdat Jesus uit die dood uit opgestaan het, daarom het ons 'n lewende hoop. Halleluja! Man, daar kom nog 'n skrif van, ja, hierdie goed maak my excited. 1 Petrus 1 vers 3. Kyk wat sê hy daar. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Jesus het opgestaan, daarom kan ons 'n lewende hoop hê, maar hoe word jy deelgenoot van die lewende hoop? Deur die wedergeboorte. Wat is die wedergeboorte? Johannes 3 vers 3. Ek sê vir julle, as jy nie weergebore is nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. As jy nie gebore is uit water en uit gees nie, sal jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Dis 'n watergeboorte en dis 'n geesgeboorte. Dis 'n verseëling by die Heilige Gees, dis 'n vervulling by die Heilige Gees. Dis die seelring dat ek aan God behoort en dis die doop in water. Ek is nie eens onderhandelbaar daaroor nie. En as jy dit gedoen het, het jy toegang tot 'n lewende hoop en het die dood geen krag meer oor jou nie. Man, is dit nie lekker om vir die dood te kan sê, ontvang nie, waar is jou angel? Waar is jou oorwinning? Ek het die dood oorwin deur die bloed van die lam wat my gereinig het. En vandag deur die woord van my getuienis, Openbaring 12:11. I'm a child of the King, I testify with Jesus my Savior. I've been born again. I've been baptized.
I've been filled with the Holy Spirit. I know that death has no victory over me. Kan jy dit getuig vanmôre? Kan jy vanmôre met oortuiging in jou hart sê, die dood het geen mag meer oor my nie. As dit jou getuienis is vandag, kan jy ook sê, ek is reg vir Jesus om te kom. Want die dood is verswelg in die lewe. En ek het die lewe van God in my. So Jesus kom en hy sê, wat as ons glo dat Jesus gesterwe het, 1 Tessalonisense 5 vers 14, glo jy dit? Ek verkondig julle die evangelie, Korintiërs 15, dat Jesus gesterwe het, begrawe is en opgestaan het. Dis die evangelie. As julle dit glo, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Interessant. Hy sê, die wat in Jesus ontslaap, kom saam met hom terug. Nou broer en suster, dit sê vir my, dat as die wat in Jesus ontslaap, wie van u het al kinders, of vriende, of familielede, of so verloor, wat Christus geken het, maar hulle is nou in die graf. Kan ek vir u sê vandag, daai mense wat in Christus ontslaap het, is op hierdie stadium in die teenwoordigheid van die Here. Want hulle wat in Christus ontslaap het, gaan saam met hom terugkom. Dit maak mos sin, dat as hulle saam met hom terugkom, dan moet hulle mos nou by hom wees. Kyk bietjie wat sê 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5, vers 1. Hy sê, want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak, die ewig in die hemele. Wanneer ek hier afbreek, is daar 'n gebou wat vir my wag daar. Kyk wat sê vers 8, want ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. So as ek hier sê, tot ziens, sê ek daar, hallo. Net? As Paulus praat van toe hy die tweede brief aan Timoteus skryf, het was net kort voordat hy sou sterwe, toe sê hy vir hom, die tyd van my heengaan is naby. Weet, daai heengaan praat van 'n skip wat wegseil uit 'n sekere hawe, hier van Kaapstad af. Wie was al op die Simfonia gewees of op die, nog niemand nie? Toe julle nie bootreise nie. Okay. Maar dis altyd, ek het almal die voorreg gehad op ander ouens se rekening om hulle bootreis te mee te maak. Op ander se rekening. En dis so lieflik. As jy die hawe verlaat, dan staan jy mos daar bo en dis bon voyage. Jy weet, en jy waai vir almal huil, jy weet, is amper asof hulle dink jy kom nooit terug nie, maar eintlik is hulle net jaloers want hulle wil saam met jou op die boot wees. Jy weet, en dis Auf Wiedersehen en shishi en totsiens en dan verlaat jy 'n hawe. Maar soos wat daar baie keer trane is wanneer die een hawe verlaat word, so is daar 'n ander destinasie vir daai boot. Want soos wat jy een hawe verlaat, so is daar 'n ander hawe wat weer vir jou inwag. 'n Bestemming waartoe jy op pad is. En daar's weer 'n ander groep mense wat bly is om jou te sien op Fani. As julle by Nieu-Seeland land oor 2 weke, soos wat die trane hier gaan vloei, omdat julle weggaan, so gaan daar baie groot blydskap wees, want daar's 'n ander destinasie. En toe Paulus praat van sy heengaan is naby, toe sê hy, julle sal my nie meer sien hier nie, maar daar's 'n ander destinasie, oorkant die Jordaan, die nuwe Jerusalem, wat vir my inwag. En daar wag al my vriende, my familie, die wat in Christus gesterf het, hulle wag vir jou in daar. En dis waarna Paulus verwys. En dan, kom ons lees dit miskien nog een vers, Filippense 1 vers 23, net om hierdie gedagte te bevestig. Hy sê daar in vers 23, hy sê, want ek word van weerskante gedring, ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees. Want dis my verreweg die beste. So praat hy weer van sy heengaan, en hy sê, wanneer ek heen gaan, dan gaan ek met Christus wees. Wat het Jesus vir daai man op die kruis gesê? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees.
Nou die paradys is nie die troonkamer van God nie, die paradys is amper soos die teetuin van die koningin van Engeland. Dit is deel van die hemel, maar dit is 'n spesifieke afdeling van die hemel, waar ons almal mekaar sal ontmoet en waar ons saam met Jesus sal verkeer. Maar daar sal ons wees tot met sy terugkeer, alvorens ons, wanneer ons kom haal, sy troonkamer sal bestyg. Is dit nie wonderlik nie? Want hier kom Paulus en hy sê, hoorie, julle wat in Christus gesterf het, omdat hy opgestaan het, sal julle opgewek word. Hy sê, so sal die wat in Christus staat, saam met hom, sal hy die saam met hom bring. So wanneer Jesus terugkeer, sal almal wat in Christus gesterf het, saam met hom terugkeer. Interessant. Nou, hoe gaan dit gebeur? Ek gaan nou vir u vertel, u vra baie interessante vrae vanmôre. Ek gaan nou vir u vertel hoe dit gaan gebeur. Hy sê, want dit sê ons vir die Here, kyk gou vers 15, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, by die wederkoms van die Here die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Nee, ons moet nie dink, wel, soos wat hierdie Tessalonisense gedink het, hoor, ons is nou een voor, want ons lewe nog, en ons vriende is nou dood, so ons is nou een voor, want ons gaan sien hoe hy terugkom. Hy sê, moet nie dink julle gaan nie ontslapenis voorwees nie. Hoor wat sê hy? Hy sê, want die Here self, vers 16, sal van die hemel neerdaal, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Hy sê, die Here self sal neerdaal, met die geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. Broer en suster, hy praat van die klank wat uit die stem van Jesus Christus sal uitkom, wanneer hy sal terug. Hy sê, het gaan klink soos 'n basuin. En daardie basuin sal gehoor word in die ore van almal wat Jesus Christus bely as hulle Here en Meester. Dis my oortuiging dat die wêreld nie die basuin noodwendig sal hoor nie, maar dat almal wat in Christus Jesus glo, daai basuin sal hoor. Wanneer hy terugkeer met sy tweede koms, dan sal elke oog hom sien, maar met sy eerste koms gaan elke oog hom nie sien nie. Alright? So dit gaan 'n basuin wees. Broeders, is dit u geweet, Jesus se stem klink soos 'n basuin? Het jy dit geweet? Ja, julle sê, waar staan dit? Ek het geweet, julle gaan my vra. Ek het voorbereid gekom. Kyk bietjie Openbaring 1 vers 10. Openbaring 1 vers 10. Johannes kry openbaring van Jesus Christus. Jesus Christus self verskyn aan hom, maar Jesus Christus staan eers agter hom. En hy hoor, hier's iets agter my. En wat sê Johannes? Hy hoor eers vir Jesus voordat hy hom sien. Maar wat hoor hy? Hy sê, ek was in die gees op die dag van die Here, Openbaring 1:10. En ek het agter my 'n groot stem gehoor soos 'n basuin. En hier sê Paulus in Tessalonisense, hy sal kom met die geklank van 'n basuin. Met die stem. Want ek het al probeer myself indink, hoe gaan dit klink? Wanneer sy mond oopgemaak word. En daar die stembande begin vibreer en hy 'n klank begin maak. En dit klink soos 'n basuin wat blaas. Maar dit sal my ruk tot in my siel, ek dink aan daardie dag. O Michael, ek sê vir jou, ek weet nie wat ek sal maak nie. Ek sal net sê, vat my Here. Ek het die lank verwag. As sy stem klink soos 'n basuin. Kyk wat sê Openbaring 4, vers 1. Hy sê, na hierdie dag het ek gesien, kyk 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my oorspreek het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. 'n Stem soos 'n basuin. Terug by Tessalonisense 4, so hy sal terugkeer, en die stem, en die geklank van 'n aartsengel, soos 'n basuin. En dan sê hy, waar was ek nou? Hy sê, en die wat in Christus, vers 16, Tessalonisense 4:16, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Wat op aarde gebeur hier? Wat gaan gebeur is,
wanneer Jesus Christus gaan terugkeer, hy sê, dan gaan al die wat in Christus gesterf het, saam met hom terugkeer. Maar hoe gaan dit plaasvind? Hier sê dit vir ons. Hy sê, die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Hulle terugkeer sal wees via die grafte. Die see sal sy dooies gee, die grafte sal sy dooies gee, die aarde sal sy dooies gee. So die wat in Christus gesterf het, sal opstaan via daar waar hulle gesterf het, maar hulle sal opstaan nou met hulle verheerlikte liggaam, en dan sal hulle opstyg en Jesus tegemoet gaan in die lig. Dis daar waar hulle verheerlikte liggaam sal ontvang. Jy ontvang nie jou verheerlikte liggaam wanneer jy sterwe nie. Die wat in Christus gesterf het, is nou nog in hulle geestes toestand, waar die gees van die liggaam geskei was. So hulle is nog in 'n geestelike toestand in die hemel, maar met sy terugkeer, wanneer hy kom vir sy kerk, sal die wat in Christus gesterf het, hulle verheerlikte liggame ontvang, wanneer hulle deur die grafte opstaan, en hulle sal Jesus tegemoet gaan in die lig. So hulle gaan voor ons Jesus tegemoet in die lig. Want hy sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, ons wat nog lewe daai tyd, hy sê, dan ons verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink. Dan sal ons verheerlikte liggame kry, en ons sal ook Jesus tegemoet gaan in die lig. En so sal ons vir ewig by die Here wees. So ja, ons gaan nou nie die dooies voorwees nie. Die Thessalonicense het gedink, hulle is die dooies een voor. Maar nou sê Paulus, nee, they one step ahead of us. Want hulle sal eers opstaan, en hulle sal die Here ontmoet in die lig, en ons gaan dit sien gebeur dan nie. En dan gaan ons verander word, en dan sal ons hom tegemoet gaan, en ons sal saam met die Here wees in die lig, en dan sal ons vir ewig by hom wees. Wow! Wow, wow, wow. Nou broer en suster, soos ek vir u gesê het, hierdie gebeure, hierdie hemelruim wat skeer, hierdie Jesus wat afkom met die stem van 'n aartsengel, die geliefdes wat saam met hom kom, die grafte wat oopgaan, die verandering van onsterflike liggame en onsterflike liggame, waar ons 'n liggaam soos Jesus se sal hê. Wie geweet, ons sal 'n liggaam soos Jesus se hê. God het vir hom 'n liggaam voorberei, 'n verheerlikte liggaam. Want weet wat het Jesus gedoen met sy liggaam nadat hy opgestaan het? Hy het deur mure geloop. Hy het geëet saam met die disippels, maar jy kan tog vat aan hom. En dan sy een oomblik in die hemel, en dan sy een oomblik op die aarde, want hy moes die offer bring aan die Vader. Wat het hy vir Maria gesê in die tuin? Moenie aan my vat nie, ek het nog nie na my Vader gegaan nie. Toe moes hy eers die offer gaan bring. So, he was transporting between heaven and earth. Toe hy teruggekom, toe sê hy vir Thomas, vat aan my. So, broer en suster, dit is 'n prototype van hoe my en jou liggaam sal wees. Vergeet van die idee van engele en vlerke en harpe. Dis maar die duiwelse manier om hierdie hele ding te perversifiseer. Ons gaan nie engele wees met vlerkies en sulke goed nie. Die engele het God klaar gemaak. Ons is mense wat in Christus gesterf het, wat 'n verheerlikte liggaam sal ontvang, soos wat Jesus se is. Hy is die seun van die mens, hy is die laaste Adam, wat vir jou en vir my sy lewe afgelê word, en ons is nou sy Eva. Hy is die Adam, en ons is sy Eva. Ek het nou daaroor gepraat, maar kom ons los daai, anders gaan dit te lank vat. Maar weet dit maar net, ons gaan saam met hom heers en regeer, soos wat Adam en Eva saam geheers het in die tuin van Eden. Want daai Adam het droog gemaak, want die Here gaan 'n tweede Adam stuur, en daai Adam gaan kom heers, en dan gaan ons saam met hom heers. Amen. As die bruid, as die Eva, Adam is die bruidegom. Goed, so broer en suster, maar wat hierdie gebeure aanbetref, dit is nie die tweede koms van Jesus Christus, wanneer hy sal terugkeer om as regter te kom oordeel en as koning te regeer nie. Dit is nie daardie geleentheid waarvan ons lees in Thessalonicense 4 nie. Want ons sien dat ons Jesus tegemoet sal gaan in die lig. En dan sal ons saam met hom weggevoer word. Weggevoer word. Waartoe? Hemel toe. Na ons tuiste. By die tweede koms van die Here sal sy voet op die Olyfberg geplant word. Sagaria 14, gaan lees dit vanaf vers 5 tot 6.
Dit sal 'n terugkeer wees waar God kom om sy koninkryk te vestig. Hier word ons weggevoer. En wat gaan dan gebeur? Ag, ek so bly jy vra my. Ek sien jy kom maar vertel wat gaan gebeur, Huistek, want ek weet nie of jy res van weet nie, maar Huistek, wat dan gaan gebeur, is ons gaan gereinig word van al ons dooie werke. En ons gaan met 'n nuwe kleed beklee word, van fyn, wit linne. Gaan lees Openbaring 19. Fyn, wit linne. En wat dan gaan gebeur is, dan gaan ons 'n bruilofsfees hê. Die bruilofsfees, Openbaring 19. Kyk gou hierdie bruilofsfees. Dis wat ons gaan sing by daai bruilofsfees wanneer Jesus ons kom haal. Jy sien, die bruilof moet eers volvoer word alvorens die bruid homself kan vertoon aan die bruilofsgaste. Daar is eers 'n bruilofseremonie wat moet plaasvind. Die bruilof moet eers volvoer word en dan verskyn ons volgens Matteus 25 aan die gaste, né? Maar kyk hierso, dis wat ons gaan sing. Daar in Openbaring 19 vers 7. Laat ons bly wees en ons verheug aan hom en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. Let us rejoice and be glad, giving the glory to Him, for the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Dis wat ons gaan sing, so leer solank jy lekker ken. As jy hom nie ken nie, memoriseer hom. Of wat jy gehoor het ek gesing het. Let us rejoice and be glad, giving the glory to Him, for the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Dis wat ons gaan sing wanneer Jesus ons gaan wegvoer. En dan gaan ons vir 7 jaar lang minimum, maar mag nog 'n paar maande by wees, afhangende van hoe lank Openbaring 6 gaan plaasvind. Dan gaan ons bruilofsfees hê. It's gonna be a party. En dan, by daai geleentheid na die bruilof, gaan Openbaring 5 inskop. En wat gaan dan gebeur? By Openbaring 5 sien ons hoe een na vore gaan tree, wat soos 'n lam gaan lyk wat geslag is. En hy gaan die boek neem uit die hand van die Vader. Wat as ware die titelakte van die aarde is. Die wettige titelakte van die aarde. Want Jesus Christus alleen is waardig om die boek te neem, want hy het hierdie aarde gekoop met sy eie bloed. En dan sal hy daai, en ons gaan dit waarneem. Ons gaan daar wees, ons gaan dit sien. Wat in Openbaring 5 sê? Want ons gaan ons 'n lied sing daar. U is waardig. Julle ken daai, julle? Kan ons hom gaan oefen? U is waardig om die boek te lees en sy seels oop te maak. Want u het ons met u bloed gekoop uit elke stam en nasie, volk en taal. Dis ek en jy. Halleluja, halleluja. Deur groot deur Jesus bloed. Halleluja, halleluja. Deur groot deur Jesus bloed. En ons gaan hierdie lied vassing in daardie tyd, na die bruilofsfees. Want dan gaan hy daai boek neem en ons gaan dit aanskou. En dan wanneer hy daai boek neem, broer en suster, gaan hy daai seels breek en dan sal die oordeele van God sal losgelaat word oor die aarde. En dit sal wees in die dag van die Here, wanneer hy sy oordeele sal uitgiet. Ons lees van dit in Openbaring 6 van die 6 seels, waar daar oorlog sal uitbreek van die wit perd, van die antichrist wat losgelaat sal word, van die armoede, die skale, waar ons lees van die pestsiektes, waar ons lees van die totale morele verval van die wêreld, waar die martelaar sal uitroep, hoe lank sal u ons bloed breek?
En ons sien waar God sy hand afhaal van al wat 'n wêreldsisteem is. Want wat is ons wat die wêreld wil hê? Here, haal die hande af van ons af. Ons wil ons eie ding doen. En daardie dag sal die Here vir die mens gee wat hy vra. En dan sal ons sien hoe dit sal gaan wanneer die mens, wanneer God se hand van genade onttrek word van alle sfere van die aarde af. En dis dan wat dan gaan gebeur. Want ons gaan dit sien. En dit is dan daarna wanneer sy oordeel uitgegiet was in die dag van die Here, wanneer die groot en verskriklike dag van die Here sal aanbreek, Maleagi 4. En dis die dag wanneer hy sal terugkeer, dan is die slag van Armageddon, en wat hy 'n einde sal maak aan al die wêreldstelsels, en aan almal wat godlonaars was, en almal wat hom verwerp het. Dit sal die groot en verskriklike dag van die Here wees. En ek wens ons kon praat oor die slag van Armageddon, maar dit sal ons by 'n volgende geleentheid maar moet oor praat. Maar broer en suster, en dis dan wanneer ons saam met hom op wit perde sal terugkeer, en wanneer 'n swaard uit sy mond sal gaan, en hy almal sal vernietig, van Bosra af, tot verby Jerusalem, tot by die landgoed van Megiddo, en hy sal almal uit mekaar uitskeer, en die bloed van die onheiliges sal wees tot aan die hoewe van die perde, en jy sien, God gaan die hele mensdom wat teen hom is, hy sal al hulle weermagte saambring in Israel, vanaf Megiddo af, tot en met Bosra, en soos wat die wêreld dink, hulle kom by mekaar om Israel te vernietig, so loop hulle in God se stryk in, en God sal hulle vernietig in daardie hele aarde. Dis God se paskyp daai. Baie in die dal van beslissing. Gaan lees maar Joël 3, daar sal baie wees in die dal van beslissing. En die Here sal hulle almal vernietig, en ons gaan deel wees daarvan, maar dis die tweede koms. Ons is nog nie daar nie. Ek wil net vir u sê, dis wat gaan gebeur, wanneer ons met hom weggevoer, en al hierdie dinge. En ek weet, ons kan nog baie daaroor praat, maar dit is die onderskeid. Hierdie, wat hy van praat, dit is Tessalonisense 4, is nie daai koms nie. Nee, Jesus kom nie op 'n wit perd nie. Hy kom ook nie met 10.000 van engele nie, soos wat Judas vers 14 ons leer, soos wat Matteus 25, waar hy kom met 10.000 van engele. Nee, hy self sal kom, en almal wat in hom gesterwe het. Nee? Niks van 'n wit perd nie. En hy kom om ons weg te neem. Hy kom nie om te bly nie. Sien jy dit? Jy moet dit sien. Nou broer en suster, nou weet ek, daar's baie mense wat sê, ek glo nie in hierdie ding wat julle praat van wegraping of die goed is nie. Want dit staan nie in die Bybel nie. Dit is my reaksie. What? Wat 'n Bybel lees jy? Jy sien broer en suster, ons het met Afrikaanse Bybel. Wat jy geweet, die Bybel is oorspronklik nie in Afrikaans geskryf nie. Ou vertaling is in, ou verbond is in Hebreëus geskryf, nuwe verbond is in Grieks en Latyns geskryf. En broer en suster, as ons lees hierdie woord, kyk gou hierso, 1 Tessalonisense 4. Daarna, vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Daai woordjie weggevoer is die Hebreëse woordjie harpatsu. Harpatsu. En daardie woordjie beteken om met geweld weg te neem. Om met geweld weg te neem. En daar word met geweld weggeneem omdat daar 'n doodsgevaarlike situasie is waarvan jy moet weggeneem word. Hierdie woordjie harpatsu kom by herhaling in die Bybel voor. Miskien kan ek net vir u 'n voorbeeld gee waar die woordjie harpatsu voorkom waar iemand met geweld moes weggeneem word terwille van sy oorlewing. En ons kry dit in Handelinge 23. Kom gou vinnig. Soos hulle sê in die goeie ou Afrikaans, ek haas my. Handelinge 23, kyk wat sê vers 10. Wat hier gebeur het is Paulus is in Jerusalem en daar het groot twis oor Paulus ontstaan in Jerusalem, want hulle hou nie van hierdie boodskap van hierdie Jesus Christus wat nou die seun van God is en waardeur die mens gered moet word nie. Hulle is nog ortodokse Jode. En daar's 'n groot opstand en Paulus se lewe is as ware in gevaar. Maar nou is Paulus hier saam met die Joodse raad, maar in die Joodse raad is daar Fariseërs en Sadduseërs. Die Fariseërs, ek onthou dit altyd so, Pharisees, far I see.
Want die Fariseërs het geglo daar is 'n opstanding uit die dode. So hulle het geglo lewe na die dood. Maar die Sadduseërs het geglo daar is nie 'n opstanding uit die dode nie. Hulle as jy doodgaan dan sit finies en klaar. So die Sadduseërs onthou ek altyd as sad you see. Sad you see. Maar die Fariseërs is far I see. En Paulus het geweet van hierdie konflik wat daar was tussen hierdie twee groeperinge in die Joodse Raad. So wat Paulus te doen is, hy sê toe, hy maak 'n stelling en hy sê ek glo in die opstanding uit die dode. En die Fariseërs like toe wat hulle hoor. En hulle sê toe, nee, maar hierdie Paulus is 'n goeie man. Jy weet, dis amper soos die far right en die far left. So oulik as jy een se taal praat, ek like hom. Jy's my tipe ou. Jy weet, so Paulus het daai kaart gespeel. Hy sê toe ek glo in die opstanding en toe is daar 'n konflik. Hallo. Ja, daai klink nie soos 'n bassein. Ek wou net seker maak, hoor julle dit ook? Het julle almal dit gehoor? Hy veroorsaak toe nou hierdie spanning tussen die Fariseërs en die Sadduseërs, maar nou is daar 'n geweldige opstand by hierdie raadsaal. En toe wat toe nou gebeur is, toe is daar 'n gevaar. Want nou wil hulle op Paulus aanval, want hy maak net moeilikheid oral waar hy kom. En hulle wil op hom aanval, maar kyk wat gebeur toe in vers 10. En toe daar 'n groot toos ontstaan het, en die owerste oor 1000 gevrees het, dat Paulus deur hulle verskeur sou word, het hy die soldate bevel gegee om te gaan, en hom met geweld weg te neem. Selfe Griekse woordjie, harpazo. Hulle het hom geharpazo, omdat hulle uit en in die kamp in te bring. So Paulus was in lewensgevaar toe harpazo hulle hom. Broer en suster, voor die groot dag van die Here gaan aanbreek, voor die dae sal aanbreek, soos die wêreld nog nooit gesien het nie, gaan die Here kom, volgens Tessalonisense 4:17, en hy gaan ons kom harpazo. Nou waar kom ons aan die woord wegrape? Hoekom noem ons dat nie weggevoer nie? Broer en suster, want jy ken nie jou taal nie. Maar as jy gaan na die Latynse woord vir harpazo, weet jy wat is die Latynse woord vir harpazo? Dis raptus of rectarum of recturum. Raptus of recturum. En die Engels en die Afrikaans is 'n direkte transliterasie van die woordjie raptus. Dis waar die woordjie rapture vandaan kom, of die Afrikaanse woord wegrapen, rapture of wegrapen. Dis net die taal wat net direk getranslitereer is. Maar dit gaan oor met 'n geweld wegneem. Is jy met my? Alright. Nou broer en suster, kom ons kyk nog net een ding wat Paulus gesê het, terug by Tessalonisense. Hy sê, ons sal weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Ons sal by die Here wees. Hy sê nie ons sal altyd in die hemel wees nie. Hy sê ons sal altyd by die Here wees. Daar's 'n verskil. Want jy sien wanneer die Here die tweede keer gaan terugkom en ons saam met hom, dan sal ons saam met hom heers waar? Op die aarde as konings en priesters. So ons gaan nie vir altyd in die hemel wees nie, ons sal by die Here wees. Kyk wat sê Openbaring 5:10. Hy sê daar, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op aarde heers. Ons is konings en priesters wat op aarde sal heers. Wanneer? Tydens die millennium koninkryk van Openbaring 20. Waar daar 1000 jaar regering sal wees op aarde. Hoekom? Want Jesus moet as die tweede Adam op aarde regeer vir 1000 jaar, want hy moet herstel wat die mens verloor het, die heerskappy en die autoriteit wat die mens verloor het in die tuin van Eden. Dit moet herstel word, maar dit sal herstel word met die tweede Adam, en dit sal wees tydens daai millennium koninkryk, en ons sal saam met hom heers en regeer. So broer en suster, ons sal vir altyd by die Here wees. Broer en suster, ek weet nie van u nie, maar die goed maak my opgewonde. Want dit beteken waar die Here is, daar sal ek wees. En waar ek is, daar sal die Here wees. Ons sal vir altyd wees
in die teenwoordigheid, in die heerlikheid, in die blydskap, in die vrede, in die krag van die Here. Volgens Romeine 14:17, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede en blydskap. O my vriend, wat 'n toekoms lê daar nie vir ons voor wat in die Here is. Wat 'n toekoms. I'm looking forward, what a day that will be, when my Jesus I shall see. Ek sluit. Matteus 24:36 sê, niemand ken die dag en die uur van die Here sal terugkeer nie. Nie is die engele in die hemel nie. Nie is Jesus self nie. Net my Vader alleen. Maar hy praat net voor daai verse van ons sal die tye en seisoene sal ons ken. En broer en suster, soos wat ons weet, soos die swaakies kom aan die bed, weet ons die lente is hier. So kan ons die seisoene lees van die tye. En ek wil vir u sê, as ek die seisoene so lees, dan wil ek vir u sê, dit wil vir my voorkom, asof die dag van die Here op hande is. Asof sy koms bitter naby is. Kyk na die toenemende haat, wat daar van die wêreld is, teenoor Israel. Die hele wêreld haat al vir Israel. En dit moet so wees, want die hele wêreld sal op Israel aanval, en is dan wanneer hulle sal opsien in hom, en wie hulle gesteek het volgens Sagaria 12. Dis dan wanneer daar nasionale bekering sal wees. So die hele wêreld is in opstand teen Israel. Dis die eerste stukkie wat in plek is. Kyk oor die militarisering van China. Hulle pronk hulle militêre magte. Broer en suster, ons weet, dit sal die tweede weer wees, wanneer die Eufraatrivier sal opdroog, en die militêre magte van die ooste droogspoeds deur die Eufraat sal trek. Hulle is klaar in plek. Kyk na die posisionering van Rusland, van Esegiel 38 en 39, die Gog en die Magog. Kyk na hulle posisionering op die wêreld se verhoog. Hulle is gereed om in te val. Hulle ruik bloed. Een nasie wat teen 'n ander opstaan. Kyk na die natuurrampe wat links en regs reg oor die wêreld uitbreek. Kyk na die absolute morele verval van die morele weefsel van die samelewing. Mense sal jou doodskiet vandag, net omdat jy nie saam met my stem oor 'n politieke punt nie. 'n Lewe is niks werd. Broer en suster, ek kyk na hierdie dinge, ek kyk na die tekens van die tye, dan wil ek vir u sê, al die stukkies is klaar in plek. Al wat dit gaan vat, is wanneer die wat die verborgenheid van die ongeregtigheid teer, uit die weg geruim sal word. Dit sal die sneller wees, wat al hierdie stukkies gaan aktiveer, om baie vinnig in plek te kom, en te doen, dit wat hulle gaan doen, en dit is 'n een wêreldstelsel. Dis wêrelddenominasie. En dit is onder een regering genaamd die Antichrist. Hy sal kom, en hy sal homself voordoen as 'n engel van die lig, en selfs die Jode sal mislei word, en hulle sal 'n vredesverdrag met hom sluit, maar na 3,5 jaar sal hy 'n vredesverdrag breek, en dan sal al hy hel waaragtig losbreek. Broers en susters, alles is in plek. En ek vra vir u vandag, hoe lank nog kan dinge so aangaan, alvorens God die wêreld sal oordeel? Hoe lank nog kan dinge so aangaan, alvorens die mens homself sal uitwis? Hoe boser kan ons nog raak, alvorens God sê, genoeg is genoeg? Ek vra u die vraag. Weet jy waar is ons nou? Ons is terug in die dae van Noag. Gaan lees, ek wens ons nog tyd, maar gaan lees maar Genesis 6, gaan lees daar vanaf vers 5, hoe dit was in die dae van Noag. Die geweld wat daar was, die morele verval in die samelewing. Ons is terug daar, en Jesus het gesê, in die laaste dae sal dit weer wees, in die dae, soos in die dae van Noag. Ek lees vir hierdie laaste vers. Dis waar ons nou is, Matteus 24 vers 37. Hy sê, en net soos in die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag van Noag, wat Noag in die ark ingegaan het.
en dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Ons is nou in daardie dag. Ons is nou in daardie dag. En ek wil jy los met hierdie vraag. My liewe vriend, as jy jou hart ondersoek, is jy gereed om Jesus in die oë te kyk en te kan sê, kom Here Jesus, kom. Is jy gereed om Jesus te sien wanneer hy terugkeer? Miskien hierdie laaste vers, Hebreërs 9:28. So sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn, aan die wat hom verwag, tot saligheid. Hy sal sonder sonde verskyn, aan almal, die wat hom verwag, tot saligheid. Verwag jy hom? Hy bring saligheid saam met hom. En wanneer hy kom, sal ons volmaak word, soos wat hy volmaak is. Op hierdie stadium streef ons na volmaaktheid, maar hy bring saligheid saam met hom. So daar waar ons nog kort skiet, Michael, ons skiet maar 'n bietjie kort hier en daar, net. Veral met hierdie ou ding. Ons skiet maar 'n bietjie kort net aan die. Ons is baie keer baie impulsief met hierdie ding. Ons steek 'n wêreld van ongeregtigheid aan die brand. Maar hy sal kom en hy bring saligheid saam met hom. Dank die Here daarvoor. Al wat ons moet seker maak, het jy die Here Jesus bely? Wat het hulle gesê in Handelinge 2? Toe hulle sê, hulle is diep in hulle harte getref. Toe vra hulle, wat moet ons doen om gered te word? Wat het Petrus gesê? Bekeer jou. Bekeer jou. Metanoia. Wat beteken bekering? To change your mind. Verander jou gedagte met betrekking tot Christus. Moenie Christus so klein maak as wat baie mense wil maak nie. Hy is die Seun van God die Allerhoogste. Hy is die verlosser van my siel. Verander jou gedagte met betrekking tot Christus. Verander jou gedagte met betrekking tot sy wil en wees vir jou lewe. En verander jou gedagte met betrekking tot sonde. Ons wil praat oor sonde. Ag, dit is nie so ernstig nie. Verander jou gedagte. Bekering is to change your mind. Bekeer jou. Sonde is hamartia. Dit is om te rebelleer teen God se wil. Change your mind about that. En laat jou doop. Ja, daar's 'n doop vandag. Wie word gedoop vandag? Halleluja! Halleluja! Dis die volgende stap in die proses van wedergeboorte. Jy doen die regte ding. Is daar nog wat gedoop wil word? Is daar nog wat gedoop wil word? Daar's 'n doopgeleentheid vandag. Ek vra nie wie is gedoop. Ek sê, is daar nog wat vandag gedoop wil word? My sussie, vandag is jou dag. Na hierdie diens. Halleluja. Ons weet nie of ons weer 'n geleentheid gaan kry nie. Broers en susters, doop is iets wat jy aanstel en sê, ek moet eers reg wees nie. Filippus en hy hofdienaar in Handelinge 8 op die koets die evangelie van Christus gegee. En hy het onmiddellik gesê, wat vinder my om gedoop te word? Filippus sê vir hom, as jy glo met jou hele hart, is dit geoorloof. Hy sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Hy sê, daar is water. Hy sê, stop hierdie koets, ons gaan afklim. Hulle sou nie afgeklim het as hulle mekaar sommer net met 'n bietjie water kon natspat nie, want elke koets het so 'n kannetjie met water gehad. Nee, hulle het afgeklim en hulle het afgeklim in die water. So, moenie uitstel nie. Moenie uitstel nie. So, miskien oortuig die Here nog vir jou tussen nou en net nou, maar doop ons vandag. Sit reg my sussie. En as jy nie klere het nie, vir jou sal gesupply word. Okay. Amen. Ja, ek is so excited man, ek weet Jesus wil kom. Loof die Here, ek is klaar gepraat. So bekeer jou, laat jou doop, word vervul met die Heilige Gees. En dan leef 'n lewe van heiligmaking. Want ons moet doen wat hy sê. As jy 'n kind van God is, leef heilig, want hy is heilig. Amen. Hemelse Vader, ek het gegee wat U my gegee het om te gee. In Jesus naam vra ek nou, Here, dat hierdie woord sy snelle loop sal hê. Dat harte daardeur diep geraak sal word.
Dat dit mense sal bring tot by 'n punt van onderwerping aan U en 'n ware oortuiging dat ek my lewe aan God sal toewy, my liggaam as 'n lewende, heilige, welgevallige offer en dat ek myself aan die Here sal toewy as 'n dienaar, as 'n diensknegt, as 'n vrygemaakte van Christus, maar ook 'n slaaf van Christus. Mag vanmôre se woord lewens oortuig en mag dit bekering voortbring. In Jesus naam vra ek dit.